bly daai goeters in ons lewens? Hoekom is daar sekere patrone wat bly in ons lewens gebeur? En hoekom kom ons nie so vry soos wat ons graag sal wil wees nie? En ek wil met jou praat oor die dilemma wat ons in die eerste plek gekry het, waar ons was as sondaars. Ons is nou deur Paastyd gekom en ons het gehoor dat die rede hoekom Christus moes sterf is gevolg van, daar moes 'n losprys betaal word vir die sonde wat ons gepleeg het. In ander woorde, ons was skuldig voor God. Kolossense sê dat daar 'n skuldbrief wat uitgereik was om te bevestig dat jy skuldig is. En omdat jy skuldig is, omdat almal van ons gesondig het, en dit ontbreek ons aan die heiligheid van God, omdat almal van ons gesondig het, beteken dit dat almal van ons volgens daai skuldbrief moes ons die boete betaal. En die boete vir daai skuld was die dood. Christus kom en hy kom en hy kanselleer daai skuldbrief deur sy bloed wat kom en daai skuldbrief kom was vir die wat dit aanneem. Maar my vraag is hoe het ons in die eerste plek daar gekom? En dit het by een ding begin. Ongehoorsaamheid. Hierdie hele aanloop tot waar ons gekom het, waar God so kwaad was dat hy sy woede op sy seun moes uithaal, was vir niks anders as Eva en Adam wat ongehoorsaam was in die tuin. Want toe Eva daar aankom en sy het hierdie daad gepleeg, en ek wil nie die storie vir julle lees nie, ek gaan dit sommer net so vinnig parafraseer. Die Here kom by haar en hy sê vir haar, Eva, wat het jy nou gedoen? En sy woorde is, het ek julle dan nie beveel om nie van hierdie boom te eet nie? Julle mag nie eers aan hom geraak het nie. Julle almal ken daai storie. Maar die ding wat uitstaan, dat daar was 'n bevel gewees van moenie hierdie ding doen nie. En daai is jou en my dilemma. Dit is ons probleem, is die feit dat ons nog steeds sukkel met ongehoorsaamheid. Ek het in die begin van die jaar het ek vir julle gelees hoe die Here met ons gepraat het om hierdie jaar wysheid bo alles te soek. En wysheid is die vermoë om kennis reg te verstaan. En nou kom God en hy praat in 'n gedeelte in Deuteronomium, ek dink is Deuteronomium 5 gewees, waar hy hierdie aanhaling maak. En hy het hierdie pleidooi aan sy mense en hy sê vir hulle, hy sê, as julle maar tog net na my wou luister. As julle tog net julle harte na my toe wil draai en gehoorsaam wil wees, sodat dit met julle goed kan gaan. Jy hoor die Here se, jy hoor daai diep begeerte van hom, as hy sê, wees net gehoorsaam. En my submissie is, ek dink die rede hoekom so baie van God se kinders nog steeds vasgevang is, en hoekom ons nog steeds vasgevang word, is as gevolg van ons ongehoorsaamheid. En dis nie 'n lekker ding om vir mense te sê nie, maar ek gaan vir jou nou 'n stukkie lees, en dan net vir jou so 'n bietjie help om te verstaan. Ag ouens, wil julle nie vir daai ding so 'n stukkie optel nie, anders gaan hy my ritme uitgooi. As ek praat, dan slat hy op 'n ander ritme. Like ek is 'n percolator. En ek dink julle almal sal met my saamstem. Dis ons groot worsteling, is om gehoorsaam te wees. Nou sê vir my Dion, maar hoe dit nou op toepassing van ons as kinders van die Here? En ek wil jy moet vinnig saam met my 'n paar verse lees. Ek gaan nie baie lank lees, ek gaan sulke kort stukkies vir jou lees, net om vir julle die draad te gee van hoekom ek so sterk hieroor voel. Blaai gou saam met my na Johannes 14 toe. Johannes 14, en dan gaan ons haar lees hierso van vers 15 af. Nou net gou konteks, voordat julle nou lees. Die konteks van hierdie gedeelte is,
Hierdie is waar Jesus saam met sy disippels aan die nagmaaltafel gesit het, net voordat hy Getsemane toe gegaan het en voor hy gekruisig is. So die boodskap wat hy hier met hierdie mense gee, en daar's 'n klomp lesse en goeders wat hy met hulle oor praat. Dis sy laaste, ek wil amper sê, dis sy afskeidsboodskap. Dis letterlik soos wanneer iemand op sy doodsbed lê, en hy roep al die familie bymekaar, en hy sê vir hulle, ouens, ek wil nou met julle praat oor, hier is my laaste goed wat ek het om te sê vir julle. Nou gewoonlik as iemand daar lê, dan lê en maak hulle nie grappies en praat nonsens in die bytjies en die blommetjies nie. Hulle praat oor goed wat substance het, wat saak maak, want hulle wil hê die mense moet hierdie goeders onthou. En dis nou die konteks van hierdie ding, want hier sit Jesus om hierdie tafel en hy praat met hulle en hy hoop dat hierdie laaste woorde wat hy met hulle gaan praat, gaan insink. Vers 15 sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Sien jou Bybel dit ook? Het enigiemand 'n Engelse vertaling, 'n mooi Engelse vertaling, wat dit vir ons kan sê, dat almal dit kan verstaan? Ja? If you really love me, you will keep obey my commandments. If you really love me, you will keep and obey my commandments. Wat is 'n commandment? Dis 'n opdrag. So as julle my liefhet, as my volgelinge, as julle vir my lief is, al wat ek van julle vra is, wees gehoorsaam. En dan hoor nou wat gebeur, as jy gehoorsaam is. Hoor wat sê hy, wat sal dan gebeur? Dan spring jy na vers 21 toe. Hy sê, wie my gebooie het, en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Weet jy hoeveel kinders van die Here het ek wat vir my sê, Jon, ek wens net ek kan die Here ervaar. Ek wens net ek kan die Here beleef. Ek wens net die Here wil homself vir my kom wys. Wie van julle het al ooit so gevoel of so gebid? Hoe cool en hoe nice sal dit wees, nê? Maar sien julle wat sê Jesus hierso? Die voorwaarde vir, as jy dit wil ervaar en beleef, hy sê, dan moet jy hom lief hê, en as jy hom lief het, dan sal sy Vader jou lief het, en dan sal hy kom en hom aan jou openbaar. Hoor wat sê vers 23. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom kom woning maak. Hoekom voel ons so baie, Here, waar is U? Hoekom voel ons so baie, Here, hoekom antwoord jy nie my gebede nie? Hoekom voel ons, Here, hoekom voel ek so alleen? Jesus hierso sê, sy laaste belangrike woorde is, as julle my liefhet en my gebooie bewaar, sal ek en my Vader kom en ons sal ons woning kom maak by jou. Hoe cool sal dit wees? Hoor wat sê vers 24. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is die Vader wat my gestuur het. As ek en jy claim, as ons hierdie stelling maak om te sê dat ons Jesus liefhet, maar ons luister nie. Ons bewaar nie sy gebooie nie. In ander woorde, ons doen nie wat hy ons vra nie, dan sê jou verlosser, jy lieg. Sê, maar hoekom moet jy nou so ernstig raak hieroor? Want ek wil vanoggend so 'n stukkie met jou stap oor, wat is die gevolge van dit in jou lewe? Wat gebeur met jou wanneer jy nie luister nie? Wanneer jy nie hoor? Blaai saam met my gou na Jakobus 4 toe. Dis so 'n bietjie agter in jou Bybel. Soos julle kan hoor, gaan hier 'n baie stil diens wees. Jakobus 4 vers 4. Hy sê egbrekers en egbreeksters. Weet julle nie dat vriendskap van die wêreld
vyandskap teen God is nie. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon? Egbrekers en egbreeksters. Die prentjie wat hy vir jou daar skilder, is dat ons nou as die kerk die bruid van Christus is. En dan wanneer ek en jy nie in ons liefdesverhouding met hom getrou bly nie, kwalifiseer ons as egbrekers en egbreeksters. Want ons bly flirt met die wêreld. Ons bly flirt met ons ou sondige natuur van waar ons vandaan kom. En daai ongehoorsaamheid van jou maak dat jy weer die vyandskap tussen jou en God optel wat sy seun kom afbreek het toe jy nog in die wêreld was. Want wat verwag hy van ons? Nou dat ons sy kinders geword het en ons hom aangeneem het, wat verwag hy van ons? Hoe moet ons lewens nou lyk? Blaai gou terug saam met my na Efesiërs 5 toe. Nou ek weet terwyl ek hierdie goed lees, daar's verskeie skrifte wat ek nog kan gebruik, maar ek wil net 'n paar uitwys. Efesiërs 5 vers 1 sê vir ons wat ons moet wees. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Wees navolgers van God soos geliefde kinders. Die regte vertaling, die oorspronklike betekenis is wees 'n naaper. Sê so 'n bietjie vir iemand 'n naaper? Nee? 'n Naaper, wat is dit? Jy doen presies wat jy iemand anders sien doen, nee. Jy's 'n copycat. Nou sê Paulus, ek en jy moet naapers van God wees. Ons moet doen wat God doen, soos wie? Soos? Ek kan nie hoor nie. Geliefde kinders. Hoekom sal hy daai geliefde kinders daar inbring? Wie van julle het al ooit maats gehad wat by jou kinders kom kuier by die huis? Nou kuier en speel en jy sien hoe hulle doen en wat hulle optree. En dan so 'n paar weke later, dan nooi julle almal mekaar vir 'n braai. Man, is hoogtyd dat die ouers mekaar nou ontmoet. Dan kom julle by die braai aan. En dan skielik sê, o, gats, nou verstaan ons hoekom daai kind so opgetree het. Nou verstaan ons hoekom ons gesê het, ons weet nie of daai kind met ons kind maatjies moet wees nie. Jo, weet. Hy F en Z en hy praat die alfabet op 'n ander snaakse manier. Jy het snaakse gewoontes. Hy sê hele tyd hier agter die huis daar waar die tuinman werk, weet daar waar hy sy entjies gooi, nê? Daar waar hy stompies. Hy kleintjies die hele tyd so soek aan sy besig om my stompies te staan en rook, nê? Ek het geweet as iets fout met daai kind. Nou het ek sy pa ontmoet, nou weet ek waar kom hy vandaan. In Afrikaans het ons 'n gesegde vir dit wat dit beskryf. Ons sê 'n appel. Dis presies wat ons bedoel. So nou sê hy soos geliefde kinders. Hoekom? Want kinders mimiek hulle ouers se gedrag. Aartjie na sy vaartjie, wie het dit gesê? Ek kan hoor hier's iemand wat dit baie lyk my vir Haman gesê het. Hy kinders is net soos jy. Ek vertel die storie altyd van Kylen. Ons het toe hy nog 'n babietjie was, hy was seker daai stadium so net oor 'n jaar gewees. Toe het hy een van daai opslaankotte hier langs ons bed gehad. En ek loop in die oggend as ek in die kamer inkom en hy het wakker geword, dan hoor ek die kind staan daar en hy maak sulke snaakse geluide. Ek sê nader aan vir Karen, ek dink daar's fout met daai kind. Hy apkartoetser, hy nurse het iets gemis. Jy weet daai 10-punt plan wat hulle kyk of alles alright is. Ek sê vir daar's iets fout met daai kind. As ek al verbyloop hoor ek en sy bottel lê in die bed en sy dummy lê daar, my worry nie oor dit nie. Nou dink ek, hier's regtig fout met die kind. Moet hom pediater toe vat. Wat gaan aan? Is dit iets wat hy ooit geërf het van sy oupa wat deur sy bloedlyn gekom het? Ek weet nie, jy weet. Want my deel van die gesin was redelik normaal geweest, jy weet, so Nou verstaan ek nie wat aangaan nie. En eendag is hy uit sy kot uit en hy kruip in die kamer rond. En terwyl hy kruip,
kruip hy na die asblik toe. Ja, ons almal het mos so 'n klein asblikkie daar langs jou wasbak. En hy's daar binne in die asblik en hier haal hy 'n stuk vlos uit. En hy vat die stuk vlos en hy probeer die ding in sy mond sit. En toe hy dit doen, toe besef ek wat het gebeur. Elke oggend as ek staan en my tande borsel, dan staan hy in die kon, dan kyk hy so vir my. Dan vat ek die vlos en dan vlos ek my tande en julle weet mos nou maar, hoe maak jy as jy vlos? Kan ek hoor? Nee. So sonder dat ek besef het hy 'n simpel ding soos daai uit die kot uit na my toe gekyk en het dit opgetel en nou het hy dit begin doen. Wat het hy gedoen? As 'n geliefde kind het hy my gemimiek. Maar hy het van my slegte gewoontes ook opgetel, maar dit gaan ons nou nie genoeg. Ek het nou genoeg familieskandes hier uitgebring nie. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Nou hoor jy Jesus sê, as julle my liefhet, sal julle luister. En as julle vir my luister, dan gaan dit veroorsaak dat ek myself aan jou gaan openbaar. En as jy vir my luister, dan gaan ek en my pa kom en ons gaan ons woning ook nog binne in jou kom maak. Maar hoekom sal Jesus stem sit op om te luister? Want as ons nie luister nie, dan gebeur daai ding waar ons egbreekers en egbreeksters word. Want as ons luister na hom, dan beteken dit ons gaan begin om te word soos wat God is. En nou wil ek met jou so 'n bietjie die ding deel van wat gebeur wanneer ons nie luister nie. Wat is die gevolge van hierdie ongehoorsaamheid van ons? En daar's 'n verskriklike goeie voorbeeld en julle kan so lank soontoe blaai in die Ou Testament, is 'n storie in 1 Samuel 5. En terwyl jy soontoe blaai, wil ek hê jy moet net so 'n stukkie van die konteks is, die koning daai tyd was Saul gewees. En die Here het al 'n geruime tyd met Saul gepraat, en vir 'n geruime tyd het hy begin rebelleer, en hy het begin groot word in sy eie oë, en hy het so 'n bietjie selfvoldaan geword. En 'n snaakse ding gebeur. Ekskuus, wat het ek nou gesê? 1 Samuel 5, 15, ekskuus tog julle, 15. 'n snaakse ding gebeur. Die Here gee hom 'n opdrag en hy sê vir hom hy moet 'n sekere groep mense gaan aanval en hy moet hulle almal vermoor. Dis die Amalekiete. En hierdie ouens het so goddeloos geleef dat God hulle totaal en al van die gesig van die aarde af wou vee. En hy sê vir Saul, gaan en verwoes almal en alles van daai mense. Vrouens, kinders, mans, bokke, skape, I don't want no trace left of them. En Saul gaan en in sy alwetendheid besluit hy, nee man, hier's 'n paar mooi stoetbulle tussen hierdie klomp vee van hierdie ouens. Kyk, hulle was dalk nou Satans en sondaars, maar hierdie man het verstaan hoe om te boer. So ons kan nie daai stoetbulle los nie. Kom ons hak 'n paar van daai vee van hulle. Al die mooi vee, alles wat nou van disie kondisie is, nê. Kom ons vang al daai vee, dan gaan hulle saam met ons terug. En terwyl hulle so loop, sien hulle, jy's maar hierdie ouens het nogal 'n paar skatte wat hier rond lê ook. Kom ons vat somme van hulle skatte en hulle byt ook. En kom ons vat dit terug vir die Here. Ons gaan dit aan die Here wy. En omdat hy 'n koning is, en dit staan nie so nie, ek neem dit nou maar net aan, ek lees dit in. Omdat hy koning is, kry hy hierdie koning van hulle ook nogal jammer, en hy sê, hi shame, jy weet, is maar blind as hy nou 'n koning van 'n land moet doodmaak, want dit is seker nou nie sy skuld nie. Jy weet, ek het ook onderdane, en ons partykeer is ons groot probleem, ons mense, is nie regtig ons nie. Jy weet, ek gaan so 'n bietjie genade aan hierdie ou bewys, en hy vat hom saam met hom terug. Dis die opdrag wat die Here aan hom gee. En Samuel kom hiervan te hore. En hy is op pad terug na hom toe. En hier kom en hy begin hier van vers 18 af. En die Here het aan jou op 'n pad gestuur en gesê, gaan heen en tref die sondaars, die Amalekiete, met die banvloek en veg teen hulle totdat hulle vernietig is.
waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie? En op die byt afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Here geluister en gegaan op die pad waar die Here my opgestuur het. En Agag, die koning van Amalek, gebring, maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref. Sien jy hoe regverdig hy sy storie? Ek het dan gegaan waartoe die Here my gestuur het, en ek het gedoen, maar ek het nou maar net die ou koninkie saam met my teruggebring. Hy sê, en ek het hulle toe met die banvloek getref, 21, maar die manskappe het van die byt kleinvee en beeste geneem, en die beste van die bangoed aan die Here u God gebring, om in Gilgal te offer. Sien jy wat is die intensie van sy hart? Ek bring dit, en ons gaan dit vir die Here offer. Sien jy hoe dat ek die Here in ag neem, in my ongehoorsaamheid? Klink dit bekend? Daarop sê Samuel, het die Here 'n behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Stop net gou. Hy vra. Hy sê, het die Here 'n behaag daarin, in brandoffers? Is dit wat vir hom belangrik is? Hy sê, of is dit vir die Here belangrik, dat jy moet luister na sy stem? Dit is 'n retoriese vraag seker, nie? Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer. Om te luister, beter as die vet van ramme. Om te luister, sê so 'n bietjie vir iemand langs jou, om te luister, en om gehoorsaam te wees. Ouens, dis beter as die offers wat ek en jy bring vir God. Dis die offer wat ons vir die Here kan bring. Is om gehoorsaam te wees. Hoor nou, hier is vers 24. Vers 23. Hy sê, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry. En eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou koningskap ook nou verwerp. Hoor net gou daai vers 23 weer. Het ons hom daar. Die mooi woord vir wederstrewigheid is rebellie. Is rebellie. Die Engels praat van rebellion and stubbornness. Wat is dit om stubborn te wees? Hardkoppig. Sê so iemand hardkoppig? Dis wanneer jy net nie luister nie. Jy luister net nie. Jy doen wat jy wil. Die rede kom as jy hardkoppig is, want jy bly jou kop stamp. En apparently maak dit jou nie seer genoeg nie. Dis hoekom dit hardkoppig is, want jy hou aan. Nou sê hy vir hom, en ouens, hierdie is een van die mees crucialste skrifte seker wat ons as kinders van die Here moet onthou. Want rebellie, wederstrewigheid, is 'n sonde van waarsêry. God haat waarsêry. Sommige net so terloops. En eie sinnigheid, dis hy stubbornness. Dis om my eie wil te wil hê. Is om te doen wat ek wil, is om te redeneer soos ek wil. Dis om jou eie menings en jou eie opinies te volg. Man, ek weet wat ek doen. Moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Staai. Eie sinnigheid. Jy wil altyd jou eie way hê. Jy justify, jy regverdig hoekom jy hierdie ding kan doen. Hoekom jy kan voel, hoekom jy kan sê, hoekom jy kan optree soos wat jy nou doen. Dis ek. Is afgodery en beeldediens. Dis die mooiste beskrywing daai vir my en vir jou om te besef dat afgodediens is nie wanneer jy 'n baal in jou huis het en jy gaan buig voor hom neer nie. Hierdie afgodediens wat hy van praat is jy aanbid jouself. You worship your own will more than the will of God. Jy ag jou eie siening en jou eie mening hoër as wat jy God se doen. Dis wat hy daar sê.
Dis afgoderry en beeldediens. Jy's besig, en dis wat die westerse wêreld, dis wat liberalisme en progressiewe leerstelling met ons mense begin doen. Hierdie linkse neigings wat ons het. Ons sien al hoe meer en meer hoe dat mense, die wêreld vir jou sê, dat jy kan jouself nou in jou eie beeld skep en verander. Dis hoekom die LGBTQ beweging, dit is waarop hulle bargain. Hierdie seksuele verwarring wat hulle onder ons kinders inbring, is dat ons kinders op 'n plek kom waar hulle nie meer kan sê that we have been made in the image of God nie. Nou sê hulle, I can make myself in my own image. Ek kan myself maak wat ek wil, soos wat ek myself sien en wil wees. Dis nou die ekstreme vorm daarvan. Maar net oor die algemeen is wanneer ek en jy doen wat ons wil, dan is jy niks anders as om jouself te aanbid nie. Jy maak jouself God. Jy buig voor jouself, voor jou vlees se wil, gaan buig jy neer. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het ek jou as koning verwerp. Ek dink nie ons probleem is dit. Omdat ons nie altyd dit ervaar, dit tref ons nie onmiddellik wat die Here ons teen gewaarsku het nie. Dis hoekom ek en jy die vermoë het om die long game van ongehoorsaamheid te speel. Maak dit sin wat ek sê? Want dit is presies wat in die tuin gebeur het met Adam en Eva. Hulle idee was, as hulle van daai vrug eet, het God gesê, sal julle sekerlik sterf. Hulle het gedink, as hulle van daai vrug eet, gaan hulle mors dood neerslaan op die spot. Het dit gebeur? Nee. Vandat hulle daai vrug geëet het, het die doodproses begin in hulle lewens. En die long game van die loon van die sonde het begin om in hulle lewens 'n realiteit te word. En dit gebeur met ons. Baie van ons en die goeders wat ons in ongehoorsaam is in ons lewens, die gevolge van dit tref jou nie dadelik nie. Sien, die vyand is 'n sling. Toe ons kinders was in die sonnaskool, was daar so 'n liedjie gewees, The devil is a sly old fox. If I could catch him, I'll put him in a box. I'll lock the door and lose the keys for all the tricks he's played on me. Is dit die waarheid? Jy weet, as ek en jy onmiddellik elke keer ons vingers brand wanneer ons ongehoorsaam is, sal ons dalk vinniger leer om gehoorsaam te wees. Maar nou omdat ek en jy wegkom met 'n ding, en daai gevolg tref ons nie dadelik nie, nou gebeur daar iets snaaks hier binnekant. Jou redenasieproses is, wel, as hierdie ding nou nie so, as hierdie my iets nou tref nie, dan kan dit seker nie so verkeerd wees nie. Want kyk nou, dit wat die Here my teen gewaarsku het, gebeur nie nou met my nie. Hy het nie Saul se koningskap op daai oomblik van hom al weggeruk, sy troon afgevat, sy kroon van sy kop afgegooi en hom in die woestyn ingestuur nie. Van daai dag af het daar 'n proses plaasgevind in Saul se lewe, waar hy al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer rebels geraak het teen die Here. Hoekom? Want wat gebeur? Dawid sondig ook teen die Here. Julle ken die storie van hom en Batseba. Hy sondig ook teen die Here. En ek weet, hy maak big time droog. Hy vat 'n ander man se vrou, hy maak haar swanger, hy vermoor die man, of laat hom vermoor, en hy probeer hierdie ding onder die mat invee. En God bring die profeet Nathan, en hy bring dit aan die lig, en hier sy sonde in die lig. En die eerste ding wat Dawid doen is, hy val op sy knieë neer, en hy sê, Here, ek is so jammer, vergewe my. Maar later skryf hy in een van die psalms, ek dink gou vinnig, ek dink dit is Psalm 51, waar hy praat oor hierdie sonde, en hy praat hoe verkeerd hy was, en hy maak hierdie stelling. En hy sê, Here, asseblief, moenie u Heilige Gees van my af wegvat nie. Hoekom het Dawid daai ding gebid? Hoekom sê Paulus vir ons in die Nuwe Testament, ek en jy moet pas op dat ons nie die Heilige Gees bedroef nie? Want die werk van die Heilige Gees in ons lewens is om ons te oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. As die Heilige Gees uit jou lewe verwyder word, ouens, voel jy nie meer skuldig en sleg oor wat jy doen nie.
Dan sê Romeine 1, nou gee die Here jou oor aan daai leuen. Want jy wil nie luister nie. Jy wil nie hoor nie. En dis hoekom hy ons waarsku, en dis hoekom Jesus vir ons sê, asseblief, as julle vir my lief is, luister vir my, onderhou my gebooie, sodat hierdie ding nie met jou gebeur nie. Laaste vers en dan se klaar. Blaai gou saam met my na 2 Korintiërs 6 toe. Twee Korintiërs 6 hierso van vers hier van vers 14 af. Want hy probeer nou vir ons iets verduidelik van hoekom hierdie goed nie by ons pas nie. Hy sê moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. So wat is die ding wat die Here vir jou en vir my vra? Hoe moet ons lewe? Heilig. Sê so 'n bietjie vir iemand langs jou, heilig. As ek en jy moet verstaan wat ons aan gehoorsaam moet wees is, ons moet heilig lewe. Dan beskryf Paulus daar vir ons en hy sê, hou op om saam met ongelowiges aan dieselfde juk te trek. Hou op om saam met wêreldse mense uit te hang. Hy sê, want wat se deel het die afgode tempel met die tempel van God? Want jy is nou die tempel van God. Hy sê, wat se deel het jy wat tempel van God wat heilig is, saam met 'n afgodstempel, saam met ongelowiges? So wat ek en jy moet hoor is dat God het 'n behoefte dat ek en jy aanhou moet leef heilig soos wat hy heilig is. Wees 'n naaper, be an imitator of God, van sy heiligheid. Maar solank soos wat ons aanhou trek aan hierdie juk saam met ongelowiges, solank soos wat ons nog in die wêreld karring, besig is met daai goeders, solank soos ons ongehoorsaam is, ouens, is ek en jy besig om stadig maar seker toe te laat waar ons deure oopmaak. Jy maak deure oop vir die vyand en jy gee hom die reg om te kan kom steel, slag en te verwoes in jou lewe. Dan vind jy uit, nou moet jy skielik fight vir oorwinning. En dis waar die vyand jou mee wil besig hou. Dis waar hierdie storie van die kettinge wat hy wil breek. Dis nou waaroor ons geveg nou gaan. Want omdat jy ongehoorsaam is, nou het jy deure oopgemaak en nou gebeur presies dit wat met Saul besig is om te gebeur. Jy's besig om al hoe meer en meer jou vrymoedigheid te verloor teenoor God. Want jy voel skuldig. Jy voel onder veroordeling. En nou doen jy wat Adam en Eva gedoen het, ons gaan kruip weg in die tuin. In plaas daarvan dat ons nou vrymoedigheid om na God toe te hardloop ons nou weg. Jy en ek as kinders van God is geroep tot heiligheid. My boetie en sussie, leef soos heilige mense. Hoe doen ek dit? Wees net gehoorsaam aan Jesus. Onderhou sy gebooie. In ander woorde, doen wat hy vir jou vra om te doen, sodat dit met jou kan goed gaan. Hou op luister vir jouself. Hou op luister vir jou vleesmens, want die vyand se strategie is om jou weg te sleep. Hy soek oop deure in jou lewe. Dis hoekom ons die storie van 'n Anai voorgehad het Sondag, waar 'n kind wat vir die Here lief is, onbewustelik, want dis hoe die vyand werk met hierdie generational goeders.
Het sy onbewustelik, het sy begin agterkom, maar sy's besig om in hierdie spore te loop van haar ma. My vraag aan jou is, hoekom kom jy nie los nie? Hoekom lyk jou finansies soos wat dit lyk? Hoekom lyk jou huwelik soos wat dit lyk? Hoekom lyk jou verhouding met jou kinders? Hoekom lyk jou verhouding met jouself soos wat hy doen? Hoekom is jy altyd in vyandskap met iets of met iemand? Hoekom is daar hierdie patrone in jou lewe wat net nie gebreek word nie? Miskien het jy vanoggend nodig om net so 'n bietjie te hoor dat die Here vir jou sê, dis omdat jy rebellie pleeg. Dis omdat jy aanhou luister vir jouself. En ons gaan nou die ultimate verbond vier wat ons met Christus het. En ek wil daarmee klaarmaak. Paulus kom in Korintiërs 11 en hy praat met die gemeente daar, met die Grieke praat hy oor die instelling van die nagmaal. En in die instelling van die nagmaal praat hy met hulle en hy sê vir hulle, as julle ouens by mekaar kom, hy sê dan die gemeente, as julle by mekaar kom, dan vir hulle was dit 'n fees daai tyd gewees. Hulle het almal hulle kos gebring en het hulle lekker saam gekuier en geëet. Hy sê, maar julle ouens, julle ryk mense bring al julle lekker geroosterde skaapbout met gebakte aardappels en julle bring al hierdie lekker geregte. Hy sê die arme mense kom dan, hulle het nie regtig kos om te eet nie. En nou praat hy oor wat gebeur wanneer hulle by mekaar kom. En in hierdie gesprek sê hy vir hulle dat julle probleem is julle ag nie die liggaam van Christus. Julle gee nie aan dit die nodige agting wat dit kort nie. In ander woorde, julle leef maar nog soos wat julle wil leef. Julle kom by mekaar en julle raak dronk hierso in hierdie geselligheid. Nou nie julle nie, hulle, daai tyd, né? En hy sê vir hulle, dis hoekom daar onder julle is, die wat siek is, die wat swak is. Hy sê nou het selfs onder julle al die wat ontslaap het. In ander woorde, dat al mense gesterf. Omdat julle nie die liggaam van Christus onderskei nie. Die liggaam van Christus is heilig. Dit is die tempel van die Heilige Gees. As jy dit nie so kan onderskei nie, as jy dit nie so kan raak sien nie, en jy bring jou ongehoorsaamheid in dit in, dan gaan jy swak wees, ons gaan siekes hê, en ons gaan mense hê wat sterf. Hy praat met gelowiges, nie ongelowiges nie. Dis die gevolg van ongehoorsaamheid. Dis die gevolg van rebellie. En wat ek by jou wil los vanoggend, wat ek hoop jy hoor by my vanoggend, is dat die Here wil jou so graag los hê. It's for freedom that Christ came to set us free. Hy soek sy kinders moet vry wees. Nie vry om te doen wat hulle wil nie, maar vry daarvan dat jy nooit weer onder die juk van enige iets of iemand anders moet wees nie. Dat geen demoniese mag, dat geen Satan, dat geen gewoonte, geen verslawing, dat niks jou weer kan vashou nie. Dis waarvoor hy gekom het. But if you are continually being disobedient, you are practicing the sin of witchcraft. Jy gaan buig en aanbid jouself. Dan bring jy oneer in die liggaam van Christus. Jy, wat sy tempel is. Hy kan nie saam met daai twee, die onheiligheid saam met die heiligheid bring nie. En dis wat ek jou wil vra vanoggend, as jy die nagmaal gaan kom geniet, asseblief, sal julle vir ons gou speel, Stef, die band? As jy vanoggend uitkom en jy stap na hierdie tafel toe. En voor jy aankom wil ek hê, jy moet net jouself so bietjie toets. Toets so bietjie die kondisie van jou hart raak en jou gehoorsaamheid. Hoe luister jy vir God? Doen jy wat hy vir jou vra? Of doen jy wat jy wil? Doen jy wat Saul doen? Dat Saul het God se woord gevat, maar hy was halfpad gehoorsaam. Ja, Here, ek het gegaan en ek het daai mense gaan tref met die banvloek, maar ek het my goed ingewerk. Ek het my mening en my siening van hoe ek dink dit moet wees, ek daar ingewerk. Ons almal doen dit. Kiepies voor in die tou.
Ek het 'n vermoë om God se woord te vat en dit aan te pas sodat dit my pas. Sodat dit vir my gemaklik is. Maar dan wonder ek, hoekom bars die hel in my lewe los? Dan wonder ek, hoekom kry ek nie oorwinning oor sekere goed nie? Paulus skryf hierdie brief vir hierdie mense in Korinte. En nadat hy met hulle geraas het en kwaai met hulle was en vir hulle gesê het wat hulle alles verkeerd doen, kom hy en hy sê vir hulle in 2 Korintiërs 7 sê hy die volgende. Hy sê: Die rede hoekom ek vir julle hierdie brief geskryf het en hoekom ek kwaai was met julle, hoekom ek met julle geraas het. Want daai Korinte het verskriklike goed gedoen. Jy moet onthou, dit was heidene gewees wat tot bekering gekom het, Grieke. En hierdie nuwe Christene het so pervers geraak, seksueel pervers geraak, dat die seuns het saam met die pa se maas geslaap. Dit het 'n verskriklike perverse storie geraak. Die Christene, nie die heidene nie. Wat ek gesê, die pa se vrou, skus, die pa se vrou. Nou skryf hy vir hulle 'n brief en hy sê vir hulle, ouens, hierdie goed pas nie saam met julle nie. Hy sê julle doen erger goeders as wat die heidene doen. Hy raas met hulle oor hierdie nagmaal storie, hoe dit hulle nie die liggaam van Christus onderskei nie. En in 2 Korintiërs skryf hy vir hulle hierdie brief en hy sê vir hulle, die rede hoekom ek vir julle hierdie brief geskryf het, is nie om aspris kwaai te wees en lelik te wees met julle nie. Hy sê, maar ek skryf hierdie brief so dat binne by julle goddelike berou kan wees. Sit dit dalk, Kylin sit net gou van hy skrifgie op. Is 2 Korintiërs 7 vers 10. Hy sê, ek wil hê daar moet by julle goddelike berou wees. Onthou die werk van die Heilige Gees wat ons nou gesê het. Want as daar goddelike berou is, hy sê dan gaan jy repent. Wat is repentance in Afrikaans? Bely. Hy sê van die droefheid volgens die wil wat God werk, 'n onberoulike bekering tot redding. Hy sê daai droefheid wat ek het omdat ek regtig jammer is, Here, omdat ek ongehoorsaam was, omdat ek droog gemaak het. Hy sê as dit regtig 'n goddelike jammerte is, dan dryf dit my na repentance. Wat is repentance in Afrikaans, man? Belydenis. Dankie, belydenis. Dan gaan ek regtig kom en ek gaan bely en ek gaan sê, Here, ek is so jammer wat Dawid gedoen het. Here, ek is so jammer, vergewe my. Hy sê as jy dit doen, dan werk dit redding. Dis wanneer jy sien hoe dat God jou red uit daai kaak van die vyand uit. Dis wanneer hy jou kan kom red uit daai kloue, uit daai bindings, uit daai kettinge wat jou vashou. But if you haven't got godly sorrow, hy sê dan gaan jy die wêreldse droefheid is jammerte omdat ek uitgevang is, nie jammer oor wat ek gedoen het nie. Ken julle daai tipe jammerte? En dis wat ek by julle wil los. As jy wil begin ervaar en begin beleef om in God se vryheid te leef, dan moet jy begin om gehoorsaam te word. And then you repent of that thing, of those things. Repent. Hou op rebellious wees, hou op stubborn wees, hou op luister na jouself, jou eie menings en opinies. Stop it in the name of Jesus. En dan kom jy en jy is reg en jy sê, Here, ek is jammer, en dis wat ek jou vra. As jy na hierdie tafel toe stap vandag, voordat jy hierdie nagmaal gebruik, sort that thing out. Get that rebellion under control. En jy kom en jy sê, Here, ek verneder my. Ek is so jammer. En jy gaan sien hoe dat die Here gaan begin om daai kettinge te breek in jou lewe. Jy gaan sien hoe die houvas wat die vyand oor jou het, so van jou gaan begin afval. Jy gaan vrymoedigheid hê om by iemand soos 'n Tertius in die bedieningsspan uit te kom en te sê, hey, help my, want nou is jy nederig genoeg om te besef jy het hulp nodig. Amen. Wie wil vry wees? Wie van ons wil almal gehoorsaam wees? Amen. Staan saam met my asseblief.